Môre julle. So daar's 'n sê ding wat sê as God vandag al jou gebede beantwoord. Sou jy vandag se gebede wat jy vandag gebid het, as hy dit beantwoord vandag, sou dit 'n verskil gemaak het? Sou die wêreld anders gelyk het? Die groot impak wat die wêreld wat jou gebede het, sou dit 'n verskil gemaak het? Of is alles rondom jou en jou omstandighede en net jou gesin en net jou koninkryk, of sou jy 'n impak gemaak het op die koninkryk van God om dit te manifesteer op aarde? Het jy 'n impak gemaak op die koninkryk van in the kingdom of darkness? Het jy geveg of is dit net jou eie koninkryk wat jy gebou het? So daai is 'n ding om na te dink aan. En dan sal nog 'n sê ding wat sê is dat ek wil so wees that when she gets up and her feet hits the ground, Satan will say, shit, she's up. Met ander woorde, as jy opstaan, staan jy op met 'n purpose, met 'n doel, word jy mislei, speel jy speletjies, word jy aandag afgetrek, of hou jy jou besig met die dinge van die wêreld, die lekker lewe, the broad road, of stap jy die narrow road? Stap jy om 'n verskil te maak? Stap jy om 'n impak te maak? Stap jy om 'n hit te gee? So in Efesiërs lees ons van Efesiërs 6 sê hy: trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Met ander woorde, jy is op jou pos. Jy gee jou, our fight isn't against flesh and blood, but against principalities and powers. So maak jy 'n verskil in die veg wat jy veg. En dit gaan nie deur jou werke nie, dit is die Here wat dit in jou veg. But are you sitting at his feet? Sit ons by sy voete in sy rus? Stap ons soos met gefokus op ons oë op God, of word ons mislei deur die lekker dinge van die wêreld? So are you focused, of word ons mislei? As ons wakker raak, staan ons op met 'n purpose to make a difference in this world, to his kingdom. Gaan lewens gered word as ek vandag bid? Gaan daar 'n verskil gebeur, nie net in my eie lewe nie, maar in ander se lewe as ek bid? So, jy kan verder gaan lees vir Efesiërs van die wapenrusting, maar bly dan op julle pos, sê Paulus, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Dan trek jy die hele gordel aan, dan is die swaard, is die woord van die Here. So as jy jou geveg veg vandag, en dinge kom teen jou, negativiteit, omstandighede, wat gebruik jy? Die woord van God as jou swaard. Wat sit jy op as daar leuns kom teen jou? Nee, ek glo nie dit nie. I have the shield of faith. So al hierdie goeders is prakties, die wapengordel, die hele armor of God, is prakties wat jy elke dag moet aantrek en dit saam met jou uitgaan in the battle. Want ons almal moet toegerus wees. Ons almal moet staan. Anderste gaan jy soos die kinders besig wees met speletjies. Jy gaan mislei word, jy gaan distracted word. Jy gaan nie weet nie, jou oë gaan toe wees. Laat ons gelei word deur die Gees. Laat ons lewe en stap in die Gees. Galasiërs 6 sê ook, as ons saai, wat jy saai sal jy maai. As jy saai in die vlees, gaan jy pluk in die vlees. As jy saai in die Gees, gaan jy vrugte pluk in die Gees. So waaraan spandeer ons tyd? Wat doen ons? Wat is vir ons 'n prioriteit? Gaan my gebede vandag 'n verskil maak? Is ons in die geveg of staan ons langs die kant en vat maar net houe of cheer so 'n bietjie aan? Lees ek net my Bybel, my dagstukkie vandag en dan dink ek, okay, ek is klaar met die geveg net om my gewete te sis. Of is ek actually daar to pursue God, an intimate relationship with him, his kingdom? Bestorm ons die koninkryk, soek ons God. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Of soek ons eers al die dinge van die wêreld, prioritiseer alles van my dag en God, as ek tyd het vir u aan die einde van die dag, sal ek 'n dagstukkie lees net om my gewete te sis. Daai manier gaan ek nie 'n verskil maak nie. Daai manier gaan ek nie stap in the kingdom of God nie. Ek gaan nie stap in wysheid, in vrede, in geduld, in liefde nie. Dan kan ek nie uittap nie. Dan kan ek nie oorloop en water gee vir mense wat dors is nie. So, die enigste plek waar ons veilig is in die naam van Jesus, onder die bloed van Jesus, by Jesus.
Maak nie saak hoe baie aaniteit ek vir my kinders het nie. Dit gaan nie hulle toekoms verseker nie. Net Jesus, onder Jesus is hulle veilig. Onder Jesus het hulle toekoms. Onder Jesus stap hulle in waarheid. So maak nie saak wat die wêreld my leer, wat die wêreld al my gesê het nie, my mislei nie, my probeer besig hou nie. Want as jy besig bly, dan is jy distracted. As jy besig bly, het jy nie tyd vir God nie. Maar wanneer ons vir God 'n priority maak in ons lewe en hom pursue en dan die res van die goed, dan sal hy dit uitsorteer because he is a good father. Die tyd is nou om wakker te raak. Dit is nie tyd vir ons om te slaap nie. Tyd om te surrender en sê Here, party mense wil nie fully surrender nie because wat moet ek opgee? Ek beloof jou wat jy gaan kry in Jesus is soveel meer. Daar is net oorwinning in die naam van Jesus. Daar is geen naam nie, geen geld nie, geen status nie, daar is niks wat jy bo Jesus kan sit nie. Hy is die weg en die waarheid. So my gebed is vir ons almal, vir Here, maak ons gefokus, maak ons oë oop, maak ons honger, maak ons vol van 'n vlam, 'n hongerte, 'n fire, put a fire in our souls vir God, vir sy koninkryk, vir sy wil om te geskied op aarde. Laat ons gebede wees met gevegte, laat ons houe insit in u koninkryk en vir u koninkryk. Ons wen terug grondgebied in die naam van Jesus. Ek is gefokus, ek word nie mislei nie. Ons groei, dit is my gebed, laat ons groei in die gees, laat ons nie stil staan nie, laat ons nie besig is met die dinge van die wêreld nie. Remove all distractions, Lord. In die naam van Jesus bid ons dat U alles verwyder en dat ons die keuses maak, dat ons sterk genoeg sal wees en die dissipline hê vandag om te sê, Here, ek haal weg hierdie distractions uit my lewe uit. Ek kies om U bo eers te sit. Ek surrender my lewe. Want ek weet dit is tyd, die tyd is nou to surrender. Vir U kan net werk wanneer ek vir U my hart oopmaak. In my lewe, in my huwelik, in my finansies, in my alle omstandighede. U kan nie werk as ek nie surrender nie. So I give it all to you, Lord. Come in. Doen wat U moet doen in ons lewens. Ons wil nie slaap nie, ons wil wakker wees, ons wil reg wees, wanneer ons voete daai grond slat in die oggend, then it's on, the game is on. Okay, so laat ons gefokus wees, want it is time to get up. Dit is tyd om op te staan. Nie net om kerk te speel nie, dit is nie tyd om tee te drink nie, dit is nie tyd om pop te speel nie, want wanneer ons dink ons speel pop en ons gewete is gesis, dan word daar gebeur dinge, maar laat ons deel wees van die dinge wat gebeur. Want Jesus het klaar die oorwinning gegee. So the victory is ours. Okay, julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.